Goeiemiddag allemaal. Het is so lekker om weer met julle te gesels. En die liefdes, baie welkom hier by ons. Julle gaan dit geniet, ek weet. Die eerste ding, ons aanlyn gemeenskap is daar. Hy is op en op die lig. So jy kan daar gaan ingaan en aansluit, jou advertensies daar plaas en sommer alles leer daaroor ons groot projek wat ons mee besig is. Nou ek wil net weer vir julle herinner aan daai groot projek. En hoekom dit so belangrik is dat julle dan by die ledevergadering moet wees. Die ledevergadering is ons belangrikste vergadering van die jaar. Daar verkies ons die direksie van hierdie koöperasie. Nou dan moet jy eers weet wat is 'n koöperasie. Nou Skouwerskuur is 'n koöperasie. Dit beteken hy behoort aan ons, die lede. Elke lid is 'n aandeelhouer. En jy is 'n aandeelhouer solank as wat jy wil wees. En dit beteken, ons maak nie 'n wins vir iemand nie. Ons bedryf die ding self. En as daar 'n wins is iewers, dan kry ons dit terug in dividende, omdat jy 'n aandeelhouer is. Dit is 'n baie demokratiese organisasie. Een persoon, een stem. En as jy stem, dan kry die koöperasie die kultuur en die formaat wat jy wil hê hy moet hê. Nou moet jy verstaan, die belangrikste rede vir die bestaan van ons koöperasie is omdat ons 'n skaars en duur hulpbron wil deel. En daai skaars en duur hulpbron is kliënte. Enige sakeman weet hoeveel kos dit om te adverteer en kliënte te kry. En jy het hulle brood nodig, want dis hoe jou besigheid groei. So jy kan spaar deur 'n skouwerskuur deel te neem, want hier gaan ons mekaar goed leer ken, mekaar begin vertrou, wat baie belangrik is, en dan gaan ons bereid wees om elkeen van ons lede hier in Skouwerskuur voor te stel aan ons eie kliënte. So in plaas van net 100 kliënte te hê in jou onmiddellike netwerk wat jy het, kry jy dan toegang tot 100.000 van hulle. En eintlik meer, want dit bring my by die groot plan. Hierdie skouwerskuur is die belangrikste skouwerskuur ooit. Daar bestaan nie 'n ander een wat soos ons is nie. Nou, omdat ons daai unieke skouwerskuur is, gaan ons 'n konsessiegewer wees. Al die ander skouwerskure, en daar gaan 810 van hulle wees in Suid-Afrika, gaan werk soos wat ons besluit hy moet werk. En dis waar die belangrikheid van maandag gaan kom. Die direksie moet help dat ons hierdie skouwerskuur so kan rig en ontwikkel, dat ons daai konsessie kan uitwerk. En wat beteken 'n konsessie? Dit beteken, ons moet al die prosedures wat nodig is vir hierdie koöperasie finaliseer. En sê, so gaan hy werk. Ons moet al die opleidingsmateriaal ontwikkel. En as daar sagte ware is wat ontwikkel moet word om die ding te bestuur, moet ons dit ook doen. As ons daai 3 goed reg het, dan kan enige ander skouwerskuur ontstaan en bedryf lus vinnig, want hulle volg net daai resepie van ons na. So dit maak van hierdie skouwerskuurlede en hierdie direksie as aandeelhouers van hierdie eerste skouwerskuur 'n uitsonderlike besigheidsgeleentheid. Want al daai ander skouwerskure van hierdie konsessie opneem en betaal om dit te mag doen. So deur effektief saam te werk en die ding te laat werk, skep jy vir jou 'n alternatiewe inkomste. As jy niks gaan doen nie en jy stem nie, dan het jy geen invloed op dit nie. Ongelukkig. So ek wil julle graag uitnooi, kom na daai vergadering toe. Nou ons moet ten minste 11 direkteure gekies kry. Hoekom? Want ons het hulle nodig. Daar is 'n dagbestuur, en die dagbestuur bestaan uit die voorsitter, en die ondervoorsitter en die sekretaris. Daai 3 ouens. Dan is daar komitees wat sekere verantwoordelikhede en pligte binne skouwerskuur het. Die eerste belangrike een is die netwerkkomitee. Nou daai ouens, daai komitee reël hierdie byeenkomste en sorg dat almal se kliënte aan mekaar bekend gestel word. So ons kort 'n direkteur om in die hoof te staan van daai komitee. Dan het ons 'n opleidingskomitee.
Daai direkteur is verantwoordelik om al die opleiding wat nodig is by mekaar te kry, en mekaar te slaan, sodat daar 'n behoorlike opleidingsbundel kan wees. Ons kort 'n opleidingsdirekteur. Dan is daar die finansiële direkteur. Hy is verantwoordelik om te sorg dat ons finansies 100% korrek al die tyd is. So ons het so ou nodig om daarna te kyk. Dan is daar 'n skakelkomitee. Omdat daar 810 skouerstuure gaan wees, gaan ons met hulle kan skakel. En as ons dit goed doen, dan word al hulle kliënte, al 810 van hulle kliënte, ook jou kliënte. En daai moet 'n baie belangrike werk in die toekoms. En hy moet skakel met die internasionale gemeenskap en met ander koöperasies om goeie samewerking te veroorsaak. En dan het ons 'n ledekomitee. Die ledekomitee se verantwoordelikheid is om te sorg dat jy 'n uitsonderlike lede-ervaring het. Om jou te verwelkom en te sorg dat almal erkenning kry vir wat hulle doen en bydra, en om te sorg dat jy as 'n lid heeltyd aangehelp word om 'n baie effektiewe klein sake persoon te wees. So ek nooi julle uit, kom kies julle span. As jy nie daar kan wees nie, bring 'n proxy stem uit. 'n Proxy stem beteken, jy kan stem deur op WhatsApp in te gaan en te sê, ek stem vir hierdie 9 of 11 ouens, of vir wie ook al. Jy kan 2 of 3 noem, het maak nie saak nie. Ons sal die somme doen, en dan kan ons besluit op die einde van die dag wie is verkies. Nou jy hoef nie te kies vir elke posisie nie. Ons het net daai 11 mense nodig, en hulle sal dan by mekaar kom, en onderling sal hulle dan besluit, wie gaan in watter ambt dien. So, gaan ek julle daar sien. Kom ons bou hierdie koöperasie van ons. En onthou, ons vorm deel van die Welvaartskoöperasie Alliansie. Daar is 20 soorte koöperasies in die alliansie. Daar is finansiële koöperasies, elektrische koöperasies, motorkoöperasies, familiekoöperasies, landboukoöperasies en 'n tuinboukoöperasie. Nu, jy met daai kundigheid van jou in daai koöperasie kom invul hoor. So koöperasies gaan oor die deel van dier en skaarshulpbronne. En deur saam te werk, skep al hierdie koöperasies as 'n geheel 'n geweldige vermoë om hierdie land van ons te verander in die land wat ons wil hê. En in hierdie land moet ons leer om te deel. Want ons is die mense wat kan. En ons gaan die res van die wêreld verduidelik hoe werk 'n land waar koöperasies mense leer om te deel. Dis 'n kragtige konsep, dis die konsep van die toekoms. So ek sien julle almal dan daar. Hulle enige vrae oor die vergadering antwoord ek gou. Ek het 'n probleem, is daar's 21 van ons. Oh, sorry. There are 21 of us, but some people I don't know. I want to know 2 things. Can people introduce themselves, or can I vote for fewer than 11? Vote for the people that you know and trust. If it's only 3, then it's 3. So we will do the calculations as long as there's enough people elected and trusted by most of the members, then you're the man or the woman. Yes. Hoe lang moet jy lid wees om te staan vir Dit hang af hoe lank jy lid is. So hoe lank jy genomineer is, kan jy verkies word. So wie die lys? Is daar al 11 genomineer? Daar's 21 nominasies. Daar's 21 nominasies, ons het 11 nodig. Maar ons kan sê, en dis moontlik in 'n koöperasie, as jy baie graag wil dien as 'n direkteur, vra iemand om jou te nomineer. Wat klaar lid is. En as hy jou nomineer, dan is jy op die lys. Maar ek moet ook 'n lid wees. Jy moet ook 'n lid wees, ja. Dit is nou vandag die eerste keer.